Goeienaand, welkom hier so op Country Kollig. Dit is Dinsdag aand, net so spyns na 8 en vanaand 'n spesiale gas van wat ons hierso en dit is natuurlik Ivan Roux, die baie bekende Ivan Roux. En ons is geëerd om vanaand 'n bietjie met hom te gesels. Ivan, goeienaand, welkom. Goeienaand, gaan dit goed? Nee, altyd goed. Hoe lyk die dinge daar in Pretoria? Daar is absoluut geen klag, dis by my. Wonderlik. Ivan, ons skop altyd af en ons vind 'n bietjie meer uit oor Ivan Roux die persoon. Waar het jy groot geword? Waar was jy gebore? Waar is jy getoe? Jy's natuurlik nou in Pretoria, maar was jy nog altyd in Pretoria gewees? Ek gaan met jou eerlik wees, ek was nog, ek dink ja. Hoe sê die Engelsman born and bred? Pretoria. 100% Pretoria my hele lewe nog. Ek het op 'n tyd in die Vrystaat saam by my pa gebly in Henneman, 'n baie klein dorpie daar buite Kroonstad. Ja. My ouers kom van, my ma se familiekant kom van Ryds af, ook in die Vrystaat, en my pa se kant meer van Kroonstad af. So tegnies seker maar 'n Vrystaatseun. Ek is baie lief vir my perde en my plase en daai tipe van goed, so ek dink ek bly seker maar 'n Vrystaater as ek dit so kan stel, maar steeds in die hart. Ja, en durf ek ooit vra vir wie skree jy in die rugby? 100% 'n blou bil. 100% 'n blou bil. 100% 'n blou bil. en dan enige span wat hierdie somer speel, basically. Is dit? O, genade, okay. Ek grap sommer. Okay. Ivan, sê gou vir my, op skool, waar was jy op laerskool gewees? Ek was in Centurion op laerskool gewees. Ek was in 2 laerskole gewees. Ek was eers in laerskool Swartkops, op Swartkop soos hy gespel word. Ja. En toe het ons bietjie dieper of 'n bietjie meer in die middel van Centurion toe getrek en toe is ek laerskool Louis Laipold toe ek 11 was. So ek dink dit is graad 5 as ek nou, graad 5. Ja, Oudtshoorn 3 dink ek dit was, nee. Jare terug, ja. Nou sê gou vir my op laerskool, watse aktiwiteite het jy beoefen? Was jy iemand wat baie aktief was? Ja, 100%. Ja. Ek was my ek dink ek het groot geword met doen soveel sport as wat jy moontlik kan. Gelukkig was ek goed daarmee. Ek en my boetie ons kry dit van my ma en my pa af. Hulle is altyd beter gewees. So ek het maar 100 meter gedoen, ek dink ons het 10 hekkies in laerskool gehad, nee, maar ek dink ek het hekkies ook gedoen en hoogspring snaaks genoeg het ek ook gedoen en natuurlik rugby gespeel. Toe het ek gaan probeer cricket speel met die uitdruk en toe ek daai eerste bal moes vang uit die lug uit, toe spring ek asof dit 'n rugbybal is om hom te vang. En toe my coach vir my sê ek kan nie dit en nie, toe dink ek nee, wag, dalk is hierdie dan nie vir my nie. Ja, okay, dit was seker 'n gesig en 'n half gewees het om dit te gesien het. Ja, ek dink as ek nou terugdink daaraan, dan dink ek die coach moes nog gedink het. Ek nee, wag. Ons moet hierdie ou op die rugbyveld hou. Los hom daar. Nou, ek dink dit is seker veilig om te sê jy die 100 meter gehardloop, so in rugby was jy definitief nie 'n stit nie. Nee. Ek het definitief nie die beenstruktuur of die krag agter dit gehad nie. Ja. 100%. Ek dink my hele skoolloopbaan geëindig met linkervleuel. Maar op laerskool het ek so 'n bietjie losskakel probeer. Ek het baie in laerskool heel agter gespeel. So dit maar altyd gewissel tussen heel agter in vleuel en toe op hoërskool het ek bietjie meer begin dabble met binnesenter. O, ek sien. En op laerskool was jy enigstens betrokke by kore en daai klas van goed? Daai klas van ding. Ja, ek was in die vroeë 2000s is ek in die laerskool. Toe ek het een keer koor gaan sing. Toe dink ek nee, wag, maar hierdie is nie hoe ek wil klink nie. Ek wil sing soos wat ek moet sing. En toe die tannie gesê het ek kan nie eens onthou of sy gesê het ek is 'n alt of tenor of dit of dat nie. Toe gaan ek net so nee, goeie genade. Ek ken nie een van hierdie woorde nie. Ek gaan nie goed doen nie. So snaaks genoeg op skool, die enigste plek waar ek regtig gesing het, was 2 van die skoolrevues op laerskool en 1 koorkompetisie, maar dit verder op skool het ek glad nie in musikale goeders deelgeneem het. Dit was sport 100% van laerskool tot aan die einde toe was 100% sport. Okay. En enige ander aktiwiteite buiten sport wat jy enigstens beoefen het of was dan nie regtig ek weet sport vat baie tyd, jy weet, vat baie van mense tyd. Ja, ek dink enigste ander aktiwiteite wat ek gehad het was bietjie skateboard gery het in hoërskool saam met Gelle en op my ma se stenewees gewerk het. O ja, nee, maar dit is enige jong seun se droom daai.
Nee, ek dink my ma wou my op 'n tyd in 'n landbouskool gesit het omdat ek te blerrie stout was. Toe moes ek smeek dat ek nie dit wil doen nie, want nou hoe gaan ek van skateboard af? Nou moet ek saam met al die groot boerseuns op in 'n landbouskool weg van my ouers af. Toe dink ek, En ek dit het myself mooi gedra. Ek het nie, maar ek het vir gesê. Okay, well, alright. En toe beweeg jy nou natuurlik aan. Was jy op laerskool, was jy prefek geweest? Dis mos altyd maar 'n vraagie. Ek was baie naby in laerskool daaraan, sou ek sê. Ek dink laerskool was my skoolwerk was op datum, ek het geluister, ek was goed in sport. So ek sou sê ek was aansienlik nader in laerskool as 'n prefek as wat ek in hoërskool was. In hoërskool wou ek niks geweet het van skool nie. Hoërskool was vir my maar sport. Daar was hierdie ek is daai kind wat in die rekklas gesit het en vir die juffrou gesê het, asseblief sê vir my waar gaan ek hierdie goed in my lewe gebruik. Jy weet mos, ja, almal vra die vraag. Van 14 en 16, waar gaan ek hierdie goed? Ek kort mos nie wiskunde. Ja, en natuurlik waar was jy op hoërskool geweest? Hoërskool Centurion. Ja, was dit vir jou lekker skool geweest? Het jy dit geniet daarso? Kyk, dit was 'n ongelooflike lekker skool. Ek dink net in my development, hoe ek develop het, was dit was glad nie, ek was nie uitgeknip vir skool nie. Ek dink ek kon glad nie aanpas nie. Ek dink almal het maar 'n kliks gehad en ek was die ouetjie wat beweeg het tussen al die kliks, van die boek tot die skateboardryers, tot die rugby spelers, tot die prefekte. So ek het ooit regtig my plek gevind, want ek het nie verstaan hoe hierdie hele stelsel werk nie. Ek dink my kop was net ek wil mense entertain, ek wil sport speel en that's it. En op hoërskool, wat so sport het jy alles beoefen? Ek het die eerste jaar toe in graad 8 het ek glad nie sport gedoen. Ek het probeer hoogspring en toe skuif die bar wat jy moet oorspring. Toe het hy baie geskuif van graad 7 na graad 8 toe. En toe ek kon my oormaak nie, wat vir my baie vreemd was. Op laerskool was ek een van die bestes in hoogspring. Ek sien. In hoërskool kon ek nie eens oor die qualifying ding kom nie. So toe die eerste jaar toe vat ek maar 'n bietjie 'n breek, wat ek dink was 'n groot fout. So ek sal sê vir enige kind wat van laerskool na hoërskool toe moenie daai breek vat nie, want dis wanneer jy begin nonsens aanjaag en verkeerde vriende maak. En toe eers, ek dink eers weer in graad 9, toe begin ek weer 100 meter doen, 200 meter en 110 ekkies en natuurlik weer rugby. Okay, alright. En hoe het jy gevaar met dit? Ek het baie goed, my ma was nie altyd happy met my nie, want ek sou gewens het vir die eerste span. Ek sal dit nooit vergeet nie. Maar dan het jy pelle in die kaas en wyn span, dan het jy pelle in die derde span, jy pelle in die tweede span. Ek sien ja. En hoe ouer jy raak met skool, dan raak jy mos meer bevriend met jou coaches en goed. Ja. En ek dink op die een Saterdag het ek letterlik 4 games gespeel. Ek het vir die vierde span, die derde span, tweede span en toe maak ek my nek seer. En toe was my ma nie baie gelukkig met my. Want sy het altyd gelukkig by Hoërskool Centurion is Unitas Hospitaal is reg oor kan die skool. Ja. So dit help. Sy weet al as sy sien Unitas op haar voor, dan dink sy wat se een van my 2 seuns het arm gebreek, want sy weet dis rugbydag. So. Ja. En enigstens koor en daai klas van ding op hoërskool of het jy aan glad nie niks te doen. Glad nie. My grootste skok wat ek gekry het was in graad 8. Ek het nie geweet as jy van graad 7 na graad 8 toe gaan, kies jy die skool waar ek was, jy moes 2 ekstra vakke kies. Of dit nou tegniese tekeninge was Ja. Tik of wat ook al nou die geval was in daai tyd. Toe kry ek my rooster en ek kan nie eens onthou wat was die. Die een was rekeningkunde. Ek neem aan my ma het gesien hierdie kind gaan dit nodig hê. En ek het agter 'n mooi meisie gesit, so ek het nie gemind om so toe te gaan nie. En toe ek dink dit was die Dinsdag of die Woensdag toe ek by my rooster afgaan en ek sien sang. Dink ek, hoekom weet hierdie vir my gekies? Toe het ek nog eens geweet. Maar het die rooster of het my vakke vir my gekies. Ek dink dit is maar dood eenvoudig net die rooster. Dit moet wees, ja. Ja, en ek vra toe my vriend of ek wil so instap by daai klas en ek gaan so nee, wag, hierdie gaan nie werk nie. Toe ek op skool was dit of jy's goed in sport of jy's goed in kultuur. Jy kan nie een van al twee, jy kan nie al twee. Ja. Van vandag se tyd, die ou wat eerste span speel, dans in die revue ook en nou is dit almal is cool en happy daarmee. Daai tyd was dit nie. Jy wil nie hê jou hele eerste span rugby span moet vir jou kom sit en lag in die revue nie. So dan los jy dit net maar net eerder.
En nou toe jy nou klaar maak met hoërskool en jy sê jy was okay, so prefek was nie eens op die kaarte in hoërskool O gewees. nee, glad nie. Ek het nie eens probeer nie. Want ek weet deesdae kry die leerlinge mos 'n kans om nou iemand te nomineer. Jy weet, wie's hulle favourite nou, jy weet, in die skool en dan Dis word dit reg, ook nou so daar was nie sulke goed hier op hoërskool was. Ek dink as dit dalk so was in ons tyd sou dit dalk vir my bietjie anders uitgewerk het. Ja, Want ja. Hulle weet ek sou niemand in die moeilikheid gebring het wat rook by die so. Jy moet spelle met almal. Sê gou vir my, Ivan, toe jy nou klaar is met hoërskool, en is mos nou altyd daai kopkrap en dinge. Wat doen jy? Wat het deur jou gedagtes gegaan met jou loopbaan? Hoe dinge vir jou begin ernstig raak? Was dit op hoërskool of was dit na hoërskool wat jy begin dink het, wat gaan ek nou doen met my lewe? Nee, ek dink dit was na hoërskool. Ek dink ek was in 'n baie gemaklike sone van hierdie gebeur nogals net van self. Jy weet mos hoe dit is, die metabolisme en die spiere werk 100% wanneer jy daai ouderdom is so, dit gebeur net. My broer was dieselfde, my ma het altyd so met hom geraas, hy oefen nooit, maar dan gaan wen hy die Afrika spele vir 10 kamp en dan maar ek dink toe na skool ek wou nooit 'n sportsman geraak het nie, snaaks genoeg. Ek was baie lief vir sport en maar ek het nooit gedink, ek wil 'n Springbok of 'n Protea cricketspeler of iets in daai lyn. As ek sou kon kies, sou ek seker atleet wou wees, wat Olimpiese spele doen. Maar die musiek, ek dink die musiek was nog altyd daar. Dit het net gekom toe een van my, ek was my stiefbroer gewees toe ons by die Oog was, 'n vakansieoord daar in Bella Bella se wêreld. Toe sê hy vir my, hoekom gaan jy nie Idols? En dink ek, hoekom die hel sal ek dit wil gaan doen? Ek ken nie. Ons sit en lag vir die mense wat nie kan sing op Idols nie, toe dit net begin het. En ek het dit toe gaan probeer en ek dink na 1 of 2 tries, as ek dit so kan stel, toe behaal ek die top 10 in 2014 saam met Demi Limoe. En toe van toe af, toe dink ek, okay, wag 'n bietjie. Hier is dalk actually regtig. Okay, dis nie net ek wat my step like my kamer op rock and roll musiek nie, en country musiek nie, dis lyk my die ander mense like dit ook. En ek dink van toe af het dit nou maar net gegaan oor Okay, wat is die volgende stap? Ek dink die beste advies wat ek daai tyd gekry het op Idols was Heinz was die judge eenhand, Heinz Winkler, en hy het my agter die stage gesê, onthou net, as jy klaar is, niemand gaan jou verder help nie. Hierdie is alles, die ligte en alles is nice, maar sodra jy van daai show af is jy op jou. En ek het, toe ek so begin maar aan pubs en goeder speel, daarna, en is dit letterlik 'n ding van skerp ligte, dit is letterlik so vinnig. Toe ek besluit, ek gaan nou myself leer, die ding doen, daai ding doen, en toe ek weer my oë uitvee, hier sit ons. Sê gou vir my, nou en ek weet nie, jy van jou, en ek vra altyd vir al die kunstenaars met wie ek gesels, ek sê altyd, in die grense van die goeie ou RSA, waar sal Ivan Roux nou vir 2 weke of 'n week net wegbreek, net om heeltemal te ontspan en te vergeet van alles, waar sal dit wees? Jou gunsteling vakansieplek byvoorbeeld, of jou happy place, jy weet, waar sal dit nou wees? Ek gaan vir jou, ek is altyd so tussen 2 van goeders, dit definitief die wildtuin, ek het geleer om lief te raak vir die wildtuin, was nie altyd lief vir die hitte en goed nie, maar as ek 'n ander plek moet kies, sal ek vir jou sê, vir my, een van die mooiste plekke in ons land is die Mosselbaai Hartenbos wêreld. Maar nie oor vakansietyd nie, want dan kry jy nie gerus nie. Wanneer dit soepstil is, daar's nie karre nie, dit is net, jy weet wanneer hoe kan ek dit sê, die ouer huisbussie kom met almal en dit is amper al wat jy sien. Die hele week. Ek wou nog altyd, ek het nog nooit, maar ek wil nog altyd die kans vat om soontoe te gaan en te gaan skryf, net vir 'n week ten minste. Is dit? Ja, baie lief vir die wêreld. Okay, nou, jy het nou gesê, jy het lief geraak vir die wildtuin. Nou, as ek jy moet vra, as jy nou 'n keuse moet maak tussen bos of see? Bos definitief. 100%, ja. En wat is dit van die bos wat jy so trek? Is dit nou maar net daai samesyn, miskien saam met pelle om 'n vuur, of is dit nou maar net die geluide van die bos, wat trek jou? Ek dink is 'n bietjie iets van alles wat jy nou daar gesê het, die geluide van die bos, die sterre in die nag. Ek dink ons mans het daai siekte waar ons vir 'n vuur kan staar vir 2 ure lank, of tot hy trek. Niemand het enigiets te sê nie.
En ek weet nie, ek het van kind af het ek gelike om spinnekoppe, slange, skorpioene te vang in die toe ons aan Montana gebly het, moes in die berg gebly. So ons het altyd daar ingeloop en goeters gaan soek en so ek was altyd baie lief vir diere. En deur dit het ek lief geraak vir fotografie. So wanneer ook al ek in die wildtuin kry, ek dink my meisie raak so geïrriteerd want ek stop kort en wil elke ding afneem en ja. So ek dink alles van die bos in die heelal sal moet ek vir jou sê, daar is nie vir my 'n slegte ding nie behalwe Desember in die wildtuin is vrek warm. Jy kan nie, dit is warm. Ja, maar dit bly nog steeds baie lekker. Maar baie mense sê die wintertyd is wel 'n beter tyd om te gaan in die bos want dit is nie so ryk nie. Jy weet, jy kan baie meer diere sien, jy weet. 100%. Vind jy dit ook so? O ja, nee, dit is 100%. En jy vrek ook nie van die hitte konstant nie. Jy kan as jy koud kry, trek jy nog goeders aan. As jy warm kry, trek jy uit. Maar wat as jy net warm kry? Jy weet ons hoe gaan. Jy kan ook net so ver uittrek. Nou Ivan, as ek jou moet vra, jou gunsteling dis en kom ons skuif braaivleis een kant toe. Want dit is sekerlik iewers in die top 5 van enige persoon in Suid-Afrika. Maar as jy nou dit een kant toe moet skuif en jy sê right, hierso is my bord kos enige dag, elke dag, dit maak nie saakie, enige tyd, ek sal dit geniet. Wat is daai spesiale bord kos wat jou gaan gelukkig maak? Ek like het jy gesê vat braaivleis weg, want ja, dit is ons almal se gunsteling, maar ek dink ook is die maklikste antwoord vir ons Afrikaners. Dit is nie. Braaivleis. Ek gaan vir jou lately 'n ding waarvan ek baie hou. My skoonma het ook nou eendag gemaak. Dis cauliflower en broccoli met 'n wit sous wat saam gemeng is. Dit is my lekker, maar een hele dis nie om 'n maklike antwoord te gee nie, maar ek dink om met jou eerlik te wees, kookos en na die kookos, ou Afrikaanse soos malva pudding. Soos daai, jy weet, ek is Sondag kookos, malva pudding roomys en dan gaan slaap jy. En 'n bietjie vla, hou jy van 'n bietjie vla saam met dit of nie regtig? Ek koop nie meer vla nie. My maat ook op 'n vla koop toe ons jonger was. Ek was daai kind wat dit uit die boks uitgedrink het. Ek vat een slukkie en dan weer terug. Slukkie. Okay, Ivan, right, net na die breek gaan ons 'n bietjie meer gesels oor jou musiekloopbaan. Jy het al begin raak daaraan, so ons gaan 'n bietjie meer in diepte induik daarin. Ons is hier op Country Kollig, ons praat nou met Ivan Roux en net na die breek gaan ons verder met hom gesels en bietjie meer uitvind oor sy loopbaan wat die musiek aanbetref. Ons is nou weer terug by jou. Ja, daar sê ons is weer terug hier op Country Kollig, hier op VCR TV. Lekker om saam julle te kuier op hierdie Dinsdag aan en ook lekker om saam met Ivan Roux te gesels en 'n bietjie meer uit te vind rondom hom. Nou gaan ons 'n bietjie meer kyk na daai musiekloopbaan van jou Ivan en jy het bietjie geraak daaraan na skool waar dit alles begin het met Idols en daai klas van ding. Nou jy sê dit was jou stiefboetie wat vir jou gesê het nou maar hoekom skryf jy nie in vir die ding nie. Ja. En jy het glad nie enige musikale klasse gehad of singlesse of enige iets van die aard gehad nie. Glad nie. Ek gaan vir jou sê en ek dink baie mense gaan hou van wat ek sê nie, maar dit is my eerlike opinie en hoe ek dit gesien het. Omdat ek nog altyd van rock and roll gehou het of country musiek. Ja. Het jy dit nooit in Suid-Afrika gehoor nie. So ek was bang om vir klassieke opleiding te gaan, want ek het begin hoor toe ek ouer raak. Okay, maar almal klink dieselfde wat daai opleiding kry. Almal wat daai opleiding kry klink dieselfde. So en ek was net bang en 'n groot ding wat ek altyd in onderhoude gehoor het is moet nooit jou styl of wie jy is verander om in te kom ergens nie. Ek was altyd bitter bang dat wat ook al ek leer gaan die uniekheid van my stem wegvat. Okay. En so het ek maar net gegaan en ek dink ook nie daar was geld toe ek jonger was vir sulke goeders nie. Dus ons was die talkse en sulke goed toe maar gegaan. En my ma was 'n enkel ma, so sy het maar gefight om ons al drie deur die skool te sit. So ja, natuurlik. Ek goed, nee, was nie regtig op in die boeke vir ons nie. Ja. Nou jou ondervinding met Idols self. Hoe het jy gevaar in die kompetisie self, in Idols self? En wanneer wat dit was 2014 het jy gesê. Dit was 2014, dis reg. 14. So hoe het jy gevaar in daai kompetisie? Ek sal vir jou sê ek het goed gevaar. Ek het in die top 10 gekom as ek dit nie mis het nie. Top 10 of top 11. Het ek gekom. Dit is toe ons al klaar 2 live rondes. Want dit was ook die eerste jaar wat Idols gegaan het. Nou staan ons live uit op 'n Sondag in plaas van 'n voorafgeneemde ding. Ja. Maar ek moet vir jou sê daai was vir my seker een van die scarieste goeders, want die eerste keer wat ek voor mense begin sing het. Soos
fisies voor, ek het nooit op skool konserte gedoen of enige goed nie. So en ek dink dit is ook tog maar die ding wat my gehelp het in die kompetisie. Dit was nie daai polished look nie en ek dink seker vir daai company op daai tyd het hulle gedink. Ek weet nie of jy sal onthou nie, maar daar was 'n tyd wat hulle kunstenaars bevat en hulle wou daai kunstenaar mold na hulle en dan dit so as 'n produk uitsit. En ek dink hulle het gesien ek is baie moldable en dit kan dalk 'n groot rede wees hoekom ek so goed gedoen het soos wat ek het. En dit moes seker vir jou 'n bietjie senitergend gewees het om te dink dat kyk, die inskryf is die maklike proses, maar die optree voor 'n lewendige gehoor en veral jy wat iemand wat dit nooit gedoen het nie. Vertel vir my 'n bietjie van daai gevoel. Dit moes senitergend gewees het sekerlik. Dit was vreeslik, maar vir my die vreemdste ding van alles was ek het gedink voor 3 judges sing easy peasy, ons het daai crowd gaan my insluk wat nie op baie groot uitkom, maar dit is so en ek dink dit is waar ek agtergekom het ek is gemaak vir hierdie. Is toe ek voor die 3 judges gesing het, was die oomblik toe ek die meeste op my senuwees was. Ja. Want daar's nie 'n crowd vir jy nie, hulle sit letterlik en hulle kyk vir jou. Maar toe ons die eerste keer voor 'n live audience en die mense reageer en toe dit dink daai vuur binne my warm geword dat ek het geweet ek moet hierdie doen. Ja, so hulle het vir jou net daai ietsie ekstra gegee vir jou gesê, right, ons hou van jou en jy het geweet dit is iets wat jy wil najag. 100%, toe ek daai energie van hulle afkry en ek gee dit terug en dit begin soos 'n gespeelery tussen mekaar, toe weet ek kan myself nie sien iets anders doen as hierdie nie. Ja. Nou toe jy nou klaar was en soos jy gesê het, toe jy nou klaar was met Idols en jy gaan nou aan. Jy was toe op jou eie. Wat was toe die volgende stap na Idols vir jou? Ja, daai was maar ek dink dit is vir enige ou wat net uit die kompetisie uitgekom het. Jy mag hoop jy kry daai oproep van hulle wil jou ook teken of want daar was hier en daar ouetjies wat hulle gegaan het. Hy het nou nie tot by die top 3 gekom nie, maar ons wil hulle teken. Yes. En ek dink ek het my heeltyd met daai hoop gesit dat dit gaan gebeur maar jy het ook baie vinnig agtergekom nie die geval nie. So ek het in daai tyd toe het ek maar gaan uithang by my een vriend se musiekwinkel in Montana se wêreld. Toe het ek uit die musiekwinkel daar gehad. So ek het altyd daar gesit, op nuwe gitare gespeel en toe begin hy my help met video's neem. En letterlik soos dit toe, op daai tyd was dit Rowan van As wat nou Rowan Ash was, ons het op by dieselfde plekke maar min of meer opgetree en in dieselfde kerke geworship en saam in dieselfde bands geworship. En toe hoor ek, nee maar Joe en Rowan hulle speel klein shows. Dink ek, okay, cool, dalk is dit nou wat ek ook moet draai. En toe ek begin so in kleiner pubs en goeders inkom, waar jy na hoe kan ek sê, maar 'n residency begin word het. Of 'n resident begin word het, wat jy een keer 'n week by daai plek en ja, ek dink toe voor die kontrak toe raak dit nou actually 'n hoe kan ek sê, 'n stabiele inkomste waar jy weet hierdie week het ek 4 shows. Kyk, daai shows het jou doodgemaak want dit is 4 ure shows. Jy drink saam met die mense in pubs en dit gebeur 4 aande in 'n week, 4 tot 5 aande in 'n week. So ek sal nie sê dit was baie gesond nie, maar ek sou sê die meeste wat ek geleer het was in daai oomblikke, in daai klein kroeg. Ja, nou jy praat nou van die klein kroeg waar jy opgetree het en hoe sal jy sê daai ervaring van daai optredes in die kroeg jou as 'n kunstenaar gevorm? Ja, daar's so baie maniere wat ek probeer dit altyd vir die jonger kunstenaars sê. Jy moenie uit skool uitkom en wil dadelik op 'n groot verhoog gaan klim of op 'n groot sangkompetisie deelneem nie. Gaan sit die ure in hierdie pub shows. Kry vir jou 'n goedkoop sound desk sodat jy min of meer kan weet wat jy wil hoor, hoe dit moet klink. Ek meen ons het in aande 2 die oggende dan slaan jy nog speakers af en ek sê ons, maar dis jy alleen eintlik. En dan draai jy goed kar toe, na jou klein karretjie toe, jy draai alles inpas, jy moet huis gaan môreoggend weer. Yes. Maar dit is daai goeders wat maak dat die ander musikante in die industrie, en ek praat nie noodwendig net van sangers nie, ek praat van die groot gitaarspelers, drummers op Afrikaans is groot of op Kroon of waar ook al jy nou, daai ouens kry ander tipe respek vir jou as hulle weet, dis nie 'n oornag tipe van 'n ding, hierdie persoon het die tyd ingesit. En daai was vir my baie belangrik dan ook hoe ek geleer het om 'n crowd te lees. Want ek meen as jy in daai pub speel, jou repertoire vir 4 ure jy moet honderde songs
hê wat jy Ja, ken. ja, Al is ja. dit al ken jy net 50% van een van daai liedjies, jy moet Ja. net en jy leer 'n tipe vermoë aan om dadelik jou hele set te change as jy sien, okay, wag, die crowd werk nie en jy weet, okay, ons is nou in G. Hierdie sang Sweet Caroline, ons kan hom ook transpose in G in om dadelik weer die crowd aan ons kant te kry. En Yes. ek dink daai was seker die belangrikste les wat ek moes geleer het as 'n musikant is hoe om jou audience te leer ken. Tot jy 'n sanger is soos 'n Teens of 'n Dewald wat net treffers het en die mense is letterlik net daar vir jou. Ja, Dan vir die kan jy doen treffers, wat ja. jy wil. Maar voor dit moet jy daai crowd het betaal om daar te wees. En dit is nie noodwendig eers vir jou Daniel is daar vir wie ook al na jou daar is en jy moet leer om hierdie crowd te wys. Volgende keer kyk hulle vir my ook. Nou, hoe was dit gewees? Die kontrak het natuurlik nou opgekom en jy het daar deelgeneem en jy het ook tweede geëindig. Hoe het daai ook jou loopbaan beïnvloed? En vertel vir ons 'n bietjie van hoe dit gekom dat jy natuurlik nou deel geword het van in die kontrak. Dit was snaaks ding. Ek dink vir my nuuskierigheid het my 'n bietjie gebyt, maar ook dit was na Idols en ek het vir myself gesê na Idols, ek wil nie weer deelneem aan 'n sangkompetisie nie want die politiek agter dit is vir alles wat op TV gaan, dan kom jy vinnig agter alles gaan net oor ratings en hoe gaan ons geld maak? Wat en al het 'n soppie storie en so Idols het my bietjie bang gemaak vir dit. En toe het ek met Dewald eendag, toe het ek vir Dewald ge-email. Sê ek vir hom, okay, hierdie is hoe gaan nie, ek wil nie in 'n ding kom soos dit, soos 'n Idols weer nie. Sê vir my, neem en stuur net 'n video in, skryf in, ons kyk wat gebeur. En ek besluit toe om nou snaaks, ek kan nie sê snaaks te wees nie, maar om my kanse minder te maak. Toe neem ek 'n Engelse liedjie op met my gitaar, wat glad nie in die Afrikaanse pop genre is nie. Die band se naam was X Ambassador. So dit is very indie rock and roll, baie New York rock. Ja. En toevallig genoeg toe werk dit ook. En toe ek sien dit werk, toe gaan ek net in met die wete dat ek gaan nie ingaan om maatjies te maak nie. Ek gaan nie daar wees om dit te doen of daai te doen of dat te doen nie. Ek gaan om hierdie kompetisie te wen en that's it. En dit is waarmee ek gegaan het van die begin af. En toe het ek ook vinnig agtergekom met alle respek vir hulle dit nie 'n rating show vir hulle was nie. Dit het 'n gemeenskap ding geraak. Dit het 'n ding geraak waar jy hierdie klein familie geraak het. Ek meen ouens soos vir wie jy opgekyk het, Teens, Tannie Laurika, Paulo van Eden, Paul Kodeski, daai mense wat jy nooit in jou lewe gedink het jy gaan mee werk nie. Nou deel hulle kennis met jou en hulle doen dit in 'n baie respekvol manier. Dit is nie niemand kyk neer op jou nie. Almal gun jou die. Ja. En ek dink daai was vir my die mooiste deel van alles, net om te gaan. En ek het vir jare daarna gegaan. As daar ooit weer 'n kontrak kom, sal ek ander kunstenaars ook aanmoedig gaan doen dit. Ek weet nie hoe die proses nou dalk loop nie, maar in my geval het dit jy's die kennis wat jy in Sweets opdoen. Ek weet jy werk met Floors, Oosthuizen wat 'n ongelooflike gitaris is. Barry Pretorius het 'n ongelooflike regisseur is. Ja. Jy werk met van die beste in Afrikaanse musiek. En ek moet sê ek is nie spyt dat ek tweede gekom het nie. Ek is in 'n mate bly ek het nie gewen nie, want ek was weer eens bang vir daai stigma van, dis die ouetjie van die kontrak. Was die ouetjie wat die kontrak gewen het. Ja. En ek was bang daarvoor. So ek wil sê ek was bietjie teleurgestel toe ek nie gewen het nie, maar ek kan ook sê hoekom ek nie gewen het nie, want die laaste sang of twee wat ek gekies het, weet ek. Daar ek probeer shine en ek moes nie dit gedoen het nie. Ek moes net in my baan gebly en gedoen het wat ek die hele kompetisie gedoen het. Ja, so die les is geleer daarso. 100%. Ja. Jy het natuurlik begin by klein pubs en jy het van die groot arenas het jy al opgetree. Jy was al op die internasionale toere gewees. Wat was tot dusver vir jou die mees onwerklike oomblik in jou loopbaan? As jy nou een of twee kan uitsonder. 100%. Ek dink die eerste keer toe ek die oproep gekry het en ek dink dit was my eerste internasionale show en dit was 2019 met die Wêreldbeker. Toe kry ek 'n oproep van 'n agentskap in Dubai wat my wil boek om vir 2 weke daar te gaan show of vir die rugby Wêreldbeker. Dis ek net soos okay, daai was my baie unreal. Ek het nooit gedink in my lewe en ek meen dis in 'n jaar en 'n half wat ons in die musiek wat ek fisies ordentlik in die musiekbedryf is. Nooit gedink Afrikaanse musiek gaan my oorsee vat nie. So dit was nogal onwerklik vir my. En ek dink my grootste een was toe
dink almal wat my ken weet ek is 'n country. Jy kan met my toer wanneer dit by country kom. Ek bedoel dit nie in 'n oppervlakkige manier net van, o ja, dis wat ek love en ek love net country. Dis soos vir my, dit is waar dit begin het, waar dit teen gaan eindig. En vir my hoogtepunt was toe ek op 'n verhoog gestaan het in 'n stadion waar ek die verhoog gedeel het met Zac Brown Band, Kip Moore, daar was so baie, daar was 2 dae vol internasionale kunstenaars en jy droom altyd oor hierdie goeders nie, jy weet nie of dit ooit gaan werk nie. Maar jy hou aan droom en jy hou aan fight daarvoor en Ja. wys jy dit werk, as jy werk daarvoor, dan werk dit uit vir jou. Ja, en wat die kunstenaars aanbetref, jy het nou 'n paar genoem wat jy mee saam opgetree het. Wat sê jy nou, sê enige kunstenaar van die verlede of tot op die hede, wat die grootste invloed op jou musiek en jou verhoog teenwoordigheid gehad? Ek kan vir jou die eerste ou wat gemaak het dat ek wil gaan. Ek wil doen wat hy doen. Ek was 6 of 7, ek het by die huis gekom, my ma het 'n kaset, so VHS type gehad van Michael Jackson, waar so goue toring wat hy iets vas, ek kan nie onthou wat hy vas nie. En toe was dit Thriller wat baie cool was, wat ek seker nie moes gekyk het op ouderdom nie, maar ek is alleen by die huis nie, toe leer ek daai dansie en ek dink toe ek sien hoe hy 'n crowd kan maak reageer, deur net uit te spring en dan staan hy net daar, wat ek nou nooit sal wil of kan doen nie, maar toe gaan ek so 'n goeie genade, ek wil mense kan maak voel soos wat hy daai mense laat voel, en dis net musiek. So dit was dit, en dan, soos ek ouer geword was, maar meerendeels die rock and roll mense, soos Linkin Park, ek het baie opgekyk na Chester Bennington van Linkin Park, en tot op die laaste sal ek sê, was dit definitief teens Jordan, dink ek, hy het my baie op sy eie kant toe, ek het altyd gedink hy gaan met my raad, soos in my kant toe trek, en hy sê, kom uit ons so diep stel, kom hier op, staan hy met sy sigaret agter Afrikaans is groot, en dan sê hy vir my, ek soek jou maandag by my kantoor, dan dink ek, nou wat het honderd nou eerlikheid, eens Jordan sê vir my, soek my by sy kantoor, by sy huis, maar dit was letterlik net om my kant toe te trek en te sê, right, hierdie is hoe die riglyne werk in die musiekbedryf. Kom ek wys jou waar is die gaps, waar is die loopholes, om die favorites verby te vat, of die voorgestelde idees vir die publiek verby te vat, of hulle te wys. En ja, ek dink vir hom sal ek ewig dankbaar wees vir daai klein, hoe sê hulle daai golden nuggets, wat hy altyd uitgedeel het, en hy het vrye wil uit, ek meen, hy hoef dit nooit te gedoen het nie, maar hy het gekies om dit te doen. Ja. Nou jy skryf ook liedjies, en hoe kom daai inspirasie vir die skryf van 'n liedjie? Is dit 'n ding wat spontaan gebeur, of is dit meer 'n gestruktureerde proses vir jou? Ek dink ek dink ek het seker al elke manier probeer om dit makliker te maak, en dan kom jy agter, ek dink dit word ooit makliker en jy raak wel beter daarmee, maar dink steeds dit is makliker en maar wat ek nogal hou van is 'n baie gestruktureerde ding, en dis presies wat hulle in Nashville byvoorbeeld doen. Vir hulle is dit 'n 9 to 5, die skrywers. Of hulle boek 'n week weg en hulle gaan sit vir 'n week lank van 'n sekere tyd tot 'n sekere tyd. En ek moet sê ek is nogal iemand wat hou van struktuur. So ek hou nogal van daai idee, as ek iemand kan bel, as ek een van die skrywers van Universal kan bel, en ek gaan, Austin, ek wil asseblief skryf op Dinsdag van 9 tot 5, kan ons dit ook, en ek voel net, dit is my, ja, dit moet hoe kan ek dit sê, kreatiewe proses wees, maar vir my gaan dit baie kere van die tyd, wil ek nie stories uitdink, ek wil my eie stories vertel, of ek wil 'n storie van iemand wat ek ken, vertel, maar asof dit in my skoene gebeur, of vice versa. So ek dink, die idee is altyd daar, my woordspeling het ek net altyd in my jonger daarmee gesukkel, hoe kan ek sê, te construct, laat dit net mooi klink, mooi lê. Maar so met die jare het al die stories begin vloei, en het net, asof alles net mooi in mekaar geval het. Nou as jy 'n liedjie skryf, skryf jy dit met die gedagte van, hoe gaan dit vir die skare, as jy nou lewendig moet optree, wat se impak het op hulle gaan hê, of is die boodskap van die liedjie, kom dit eerste? Weet jy, in die begin ek met jou eerlik wees, in die begin het dit alles oor die audience gegaan, of oor die crowd gegaan. En toe het ek agtergekom, maar as jy dit doen, dan verloor jy die kern agter die hele storie, en jy verloor daai, ek sal nie sê jy verloor dit nie, maar wat ek toe agtergekom het in die laaste jaar, is ek skryf vir my. Maar ek probeer dit nou so, en ek praat van liedjies wat
volgende jaar, hopelik gou volgende jaar uit gaan kom. Alles Engelse liedjies, maar vir my wil ek gaan, hierdie is my storie, maar ek weet daar's mense daar buite wat na hierdie gaan luister en gaan, wow, okay, wag, ek is die enigste een wat hierdeur gegaan het, of ek is die enigste een wat daardeur gegaan het. En basies soos die Jelly Roll van Amerika, wat basically almal kan sê, yes, jy was dalk in die tronk, maar dis fyn, jy kan jou lewe omdraai, of jy dalk jy was alkoholist, fyn, ons kan dit ook omdraai. En toe ek dit natuurlik nou ook op 'n groot dieet is, ja. Sê gewees, kies. Nee, ek sê dis die man wat ook nou op 'n groot dieet is, ou Jelly Roll. Ja, exact. Ja, so hy doen baie goed daarmee, ja. O ja, 100%. Ag nee, en toe dink ek het so, en toe ek dit begin doen, dat ek, dan moet 'n boodskap wees wat universal is, as ek dit nou so kan gebruik, maar dit moet ek wees. En toe ek dit begin doen, toe ek dink ek het nou die dag, toe ek nou klaar geskryf het vir die album, het ek geëindig op 24, toe sê Bino van Universal vir my, wow Bert, ons gaan nie 24 songs op 'n album sit nie, dalk 12. So, ja. Maar dis die eerste keer wat ek met daai tipe probleem sit, waar ek gaan, okay, great, nou het ek die kans om uit 24, 12 van die bestes te kies. Ja, en ons probeer hulle almal werk, en ons gaan hulle nitpick, as ek dit so kan stel. Ja. So ek is baie opgewonde daarvoor. Ja, jy het in baie lande al opgetree. Dubai, Egipte, Australië, Nieu-Seeland en dis meer. Hoe sal jy sê reageer die oorsese skare en die gehore op jou musiek in vergelyking met hier in Suid-Afrika? Is daar dalk 'n verskil of nie regtig nie? Ja, dit is so klein bietjie, maar ek dink is meer mense wat mis na die huis as enigiets anders, om met jou eerlik te wees. Maar ek moet sê nog elke keer ek sit country musiek in al my vertonings. So en dit bly die ding, snaaks genoeg dat die oorsese mense, obviously daar's oorsese mense wat Engels is wat saam met hulle Suid-Afrikaanse partners dalk nou na die show toe gegaan het. En die terugvoer wat ek kry heeltyd, en die mense wat my weer wil terugboek, wil my heeltyd nou weer terugboek vir die country, nie noodwendig meer die Afrikaans nie. Ja. Ek kla glad nie. Ek dink die droom tot die dag dat ek dood sal gaan is Nashville, so cliché soos wat dit klink. Grand Ole Opry. Ja. Ja. En natuurlik Grand Ole Opry sal natuurlik 'n bonus wees, sal dit nie? As jy daar kan optree, want ek meen dit is enige country ster se begeerte of op hulle bucket list. O ja, 100%. Maar ek dink jy bewe jouself uit jou boots uit as jy daar staan. Ja, jy staan met 'n band, maar dis tog jy agter hierdie podium waar die skoolmeneer ons altyd mee uitgetrap het. Nou staan jy agter daai ding en jy perform basically. So dit, en ek sal love om nog die Bluebird ook te doen. Ja. Nou jy in al hierdie verskeie venues en vertonings wat jy al gehad het, en ek praat van plaaslik sowel as oorsee. Wat sal jy sê, wat was die een wat vir jou verskriklik uitstaan? Een wat jou sal seker bybly tot die dag wat jy nou nie meer daar is nie. Ek moet vir jou sê, as ek nou moet uitdink, en al die grootes wat ek al gedoen het, was dit definitief die Cape Town Country Festival wat ons gedoen het. Dit is my eerste keer in 'n stadion. So en daai DHL stadion is massive. Ja. En ek dink daai was vir my die oomblik waar ek en my band het net so gaan, check hierdie uit. En dit is die eerste keer in baie jare wat ons daai oomblik moes vat om terug te staan. Ja. Neem gou hierdie in, check hoe cool is hierdie. Wie kan sê hulle het al hierdie gedoen? Of hoeveel mense kan sê hulle het al daai voorreg en geleentheid gekry om op so 'n massiewe verhoog te staan. Ja. En jy het natuurlik 'n verskriklike groot liefde vir country musiek. Vertel vir my 'n bietjie waar daai liefde, waar het daai begin vir jou? Daai liefde vir country musiek as sulks. Ek dink mense gaan ook vir my lag, maar dit het in 'n mate baie Afrikaanse musiek begin. Ek gaan met jou eerlik wees, ek was nooit regtig lief vir Afrikaans, die popwêreld van Afrikaans nie. Ja. So dis ook hoekom ek dood eenvoudig nie eintlik in die kontrak wou deelneem nie, want dit vat ons nou heeltemal my Nashville droom weg. Maar regardless nou daarvan, ek dink my country liefde het begin by Koos Doep, Tannie Lorika Raug, skryf poets, maar in Afrikaans, en hulle het stories vertel. En toe vind ek hierdie Engelse genre country toe ek baie kleiner was, met Kenny Rogers, Don Williams, en hulle het almal stories vertel. So my kop kon nie hierdie ding verstaan van hierdie rympies en goed wat ons in Afrikaans of in die Engelse pop doen nie. Ja.
dit is hoekom ek meer gelê daai kant toe, want is eers daar's 'n begin, daar's 'n middel, daar's 'n einde. En die hele storie vloei effortlessly in mekaar. En ek dink dit is die groot ding wat my gebyt het van country musiek, is die storie agter dit. Ja, en jou 2024 album, daai About Last Night, leen baie swaar in die rigting van country natuurlik. Hoe was die ondervinding gewees met daai spesifieke album? Dit was, ek moet vir jou sê, dis 'n album waarvoor ek al baie lank gefight het. Ek wou nie uitkom, ek wou nooit gehad in my eerste Engelse country album moes 'n oorspronklike album wees nie. Ja. Want omdat ek in Afrikaans is, ons Afrikaanse fans is baie loyal, maar hulle like dit ook nie as jy either van genre of van taal verander, ewe skielik, en dan hulle is so loyal, hulle bly eerder terug en laat jou gaan. Ja. En so dit is 'n album waarvoor ek seker vir 6 jaar gefight het. Nie net by die een label nie, maar ek dink ek het vir elke label gesê, hierdie is wat ek wil doen, ek wil my voelers daar uitsit, ek weet ek kan dit doen, so kan ons dit try. En Universal was toevallig die eerste een wat vir my gesê het, "Jesus, ons sal dit love as jy dit doen." Gelukkig genoeg, want hulle sit ook met Universal in Nashville, wat dit aansienlik makliker maak om daai deur oop te maak vir my. Natuurlik, ja. En ja, ek dink dit was 'n baie groot, hoe kan ek sê, relief, gewig van my skouers af toe ek dit gedoen het. Want toe weet ek, okay, dankie tog, die mense aanvaar dit, die mense geniet dit. En ek dink dit het ook op die regte tyd gebeur, want dit toe gebeur in dieselfde jaar, ek dink 'n paar maande voor Country Festival, wat ons hier gehad het. So, toe besef ek, okay, wag, dit moes 6 jaar gevat het vir my om hier uit te kom, want alles moes eers mooi in plek gesit gewees het, om sin te maak. So ja, ek dink, ek sal altyd dankbaar wees vir Beano en Universal, hulle wat my toegelaat het om dit te doen. En ja. As jy nou luister na country, en ek meen daar's 22 subgenres in die country genre self. Ja, en waarvan dan natuurlik nou die nuutste is, ek sê nuutste, dit het eintlik maar hier in die laat 80er jare begin, of hier in die 80s, is die nuwe tradisionele country treffers wat natuurlik uit is. En as jy country musiek luister van ander kunstenaars, wat se want jy kry nou jou ou tradisionele, en ek praat nou van jou Don Williams, jou Kenny Rogers, jou jy weet daai en op plaaslike bodem jou Barbara Ray en Bobby Angel, en daai was nog die ou era gewees. Ek noem dit altyd die goue era van country musiek in Suid-Afrika. Maar ons het nou natuurlik nou aanbeweeg. So wat se country musiek luister jy as jy bietjie luister daarna? Is dit meer tradisionele moderne country musiek, of hou jy so nou en dan om bietjie meer na die ouer country musiek, daai wat nou die stories vertel van die lewensverhale en dies wat met hulle gebeur het? Ek moet vir jou sê, ek dink ek baie lief vir al twee. Party daar, dit hang seker maar af van wat moeilik is, maar as ek in die kar ry of ek probeer skryf, sal dit maar meer ek wil nie sê modern nie, maar dit is tog seker maar wat dit is. Jou meer moderne country wat meer bietjie harder gitaar in het. Hy het nog steeds die steel gitaar, en hy het nog steeds die fiddle in, maar die gitaar kom harder deur, die drum is sterker. So dis asof jy half 'n rock and roll saam met hom amper fuse, maar ek wil nie sê country rock of rock country of wat ook al nie. Maar dan kry jy daar waar ek en my stiefpa 'n paar drinks sal drink en dan luister ons ou hard. En dan genade. Okay, ja, daai okay, ja. Van Gene Rockwell se hart en daai. Dis hy. So dit ek weet jy dit hang seker maar af van wat so baie ek is. So Coward of the County bly altyd vir my een van die sterkste flipping songs wat ek my lewe al gehoor het. Een van die shockingste, en ek dink daai was actually een van die eerste country songs wat ek gehoor het. Ja. En my brein het gebreek, want ek kon nie verstaan hoe mag iemand hierdie goed skryf oor Coward of the County en waardeur daai ou met sy vrou of sy girl en goeie so was nie. Dis reg. En ek dink die rawness daarvan is wat my gegryp het. So daai sal vir my altyd beautiful bly. Selfs soos met Whiskey Lullaby van Brad Paisley. So ek dink ek sal ooit kan kies of die en of daai nie. So dit is maar beweegsel tussen twee vir my. En jou country liedjies wat jy skryf, is dit gebaseer op persoonlike ervaring of is dit maar net iets wat jy dink sal cool klink in 'n liedjie? Ek moet vir sê hierdie is die eerste keer, hierdie 24 wat ek nou klaar geskryf het, is die eerste keer wat alles 100% my storie is. So ek het ook vir Bina by Universal na die dag gesê, as hierdie die laaste album is wat ek maak voordat ek doodgaan, sal ek met 'n smile doodgaan, want dit is
my begin, my beste oomblikke, my swakste oomblikke, die swaarste oomblikke wat ons gehad het, waar jy mense gevind het, mense verloor het, dit my kinders wat in is, dis letterlik my eerste 35 jaar op hierdie planeet, dis alles in daai 24 songs. Ja. So, ek dink as ek moet doodgaan en daai album is gedoen, sal ek met 'n glimlag gaan. Ja. Sê gou vir ons Ivan, ek meen, okay, jy's nou al 'n hele rukkie saam met ons en mense is gaande oor jou musiek en ek praat nie net van die Afrikaans nie, ek het al van jou country, dis wonderlik, regtig, en jy het 'n unieke stem en ek dink dis wat dit so, wat daai aantrekkingskrag het soveel sterker maak. Waarna kan ons uitsien? Wat se komende projekte of samewerkings is daar in die pipeline vir Ivan Roux? Ek verwys nou spesifiek meer na die country klanke. Na die country kant. Ja. Yes, ons is in die laaste paar maande is ons baie tussen wat Universal Nashville en Universal Johannesburg. Ons gooi vir mekaar, hulle gooi vir my liedjies, ek gooi vir hulle liedjies en ons soek daai ene wat net kan gaan. Okay, wag, hierso is hy. Maar tot en met, want dis moeilik as jy gedroom het om in Nashville te werk of met kunstenaars en musikante en producers te werk in Nashville. Toe daai eerste liedjie gestuur was vir ons, natuurlik, ek dink enige ou sal gaan. Ons rekord daai ding nou. Ons rekord hom nou en want hy sou daar vrygestel geword het. En ek dink ons het net gegaan, okay, wag. Dalk moet ons nie hierdie ding jaag nie. Kom ons kyk wat daar nog is. Kom ek skryf my eies en ons begin die paar met mekaar met. En tot met 'n punt dat ek gegaan het, Jessie, of nie ek nie, een van my bandmembers het gegaan, hoorie maar hierdie goed van jou klink sterker as daai laaste twee wat hulle gestuur het. En ek sê, maar dit is dalk presies hoekom ons nie net moes gegaan het, ja, kom ons gaan rekord dit nie. So, dit is waarmee ek nou besig is. Ons het natuurlik nou maar die Afrikaanse goeders waar ons het nou net klaar gemaak met Anders, wat vir my ongelooflike lekker liedjie is. Dan het ons ook 'n collab in Afrikaans, wel meer soos 4 mans wat gaan saam sing op een. Weet nog nie of ek daai details mag nie, want ek weet nog nie of almal al in is nie. En direk daarna wil ek so gou as moontlik in daai country album inklim en dit so maklik en so mooi as moontlik refine dat ek gaan great. Hier is 'n produk wat ons vir Nashville kan stuur of ons gaan dit publiseer of hulle gaan dit publiseer, maak nie saak seker nie. Maar obviously hoe meer reach ek kan kry en hoe meer deur hy kan oopmaak, hoe beter. So as ek nog 'n jaar moet sit en fyn kam deur daai liedjies, dan doen ek dit. As dit beteken dat jy nou Nashville toe kan gaan, dan moet jy maar doen wat jy moet doen. 100%. Ja, en ek dink is ook maar deel van die ouer raak. Jy leer om nie meer net te jaag omdat jy opgewonde is nie. Ja. Want so het ek my gat al baie gebrand. Ja, natuurlik. Sê gou vir my Ivan, al jou musiek is natuurlik beskikbaar op al die sosiale platforms. Dis reg. Waarso kan die mense jou ook 'n bietjie in die hande kry? En ek neem aan jy is natuurlik oop vir jy weet vir feeste en ek weet nie of doen jy private optredes en daai klas van ding ook. Hoe kan die mense jou in die hande kry? Waar is hy sosiale platforms? Yes, ek dink die maklikste vir mense om my in die hande te gaan kry, as dit nou kom vir feeste of privaat funksies of troues of you name it, net nie weer begraf. Ek het een begrafnis gedoen, nie weer nie asseblief. Ons moet nie daai nie. Maar ek dink die maklikste gaan wees is op my sosiale media platforms te gaan wat net Ivan Roux is. En daar is die links na, ek is by 'n ongelooflike maatskappy met die naam CEO Productions. Hulle doen al my besprekings. So hulle e-posadres is daar, landlynnommer is daar. Hulle help baie vinnig en hulle help baie goed. So gaan check dit uit. Ja, sê. Ivan Roux, baie dankie. Dit was awesome geweest om met jou te gesels hier op Country Kollig. Baie dankie en sterkte vorentoe en hopelik een van die dae kan ons jou in Nashville dophou en dat jy daar 'n optrede of 2 vir ons kan deur die nek ruk daar en Suid-Afrika se naam hoog hou, want ek weet dis met wie ek al gepraat het gesê dit is hulle groot droom. Is om net in Nashville te kan gaan optree en jy weet net 'n bietjie te gaan optree saam met die groter name daarso. Maar sterkte en hou aan met wat jy doen. Jou musiek dink ek gaan jy nog baie ver bring, regtig. En baie dankie dat jy met ons gesels het hier op Country Kollig. En hopelik kan ons dit weer doen so binne die volgende jare wat en bietjie uitvind hoe die dinge geloop het intussen. Ek sê vir julle baie dankie, waardeer dit opreg.
Daar sy. En daar sy mense, dit is Country Kollig, dit was Ivan Roux geweest, baie dankie vir die saamkuier, en ons is net na die breek, gaan ons nog van Ivan se musiek vir julle deurgee, so bly ingeskakel.